Baie welkom by Leef die Woord. Dit is altyd lekker om saam met julle te kuier en dankie dat jy by ons aangesluit het. Voel gerus vry om ook hierdie boodskap met vriende te deel. Kom ons bid saam. Here, dankie vir die kosbare geleentheid om met u woord te kan besig wees. Here, u ken ons soos 'n geopende boek en wanneer ons u woord oopmaak, Here, dan is dit juis in daardie oomblikke wat u ook in ons lewens kom inspraak lewer. Help ons om die woord te hoor en te verstaan en te leef. In Jesus se naam. Amen. Vriende, beleef jy op die oomblik omstandighede wat nie anders beskrywe kon word of dalk treffend beskrywe kan word as 'n storm? Jy gaan deur 'n moeilike tyd in jou lewe. Miskien gaan jy nie op die oomblik deur 'n moeilike tyd nie, maar jy ken iemand wat op hierdie huidige oomblik een of ander storm beleef. Die omstandighede waardeur hulle gaan is so intens dat dit nie anders beskrywe kan word as dat dit 'n storm is nie. En ons weet dikwels wanneer daar 'n storm is, kan dit so verwoestend wees en kan dit die omgewing waardeur daardie storm gaan dikwels in pyn lê. Ek wil julle vra dat julle saam met my 'n verhaal gaan lees in Markus 4 vanaf vers 35. En toe dit aand geword het op daardie dag, het hy vir hulle gesê, laat ons oorvaar na die ander kant. En hulle het die skare verlaat en hom, net soos hy was, saamgeneem in die skuit, en daar was ook ander skuitjies by hom. En 'n groot stormwind het opgekom, en die golwe het in die skuit geslaan, sodat dit al vol wou word. Maar hy was agter op die skuit aan die slaap, op die kussing, en hulle het hom wakker gemaak en vir hom gesê, Meester, gee u nie om dat ons vergaan nie? En hy het opgestaan en die wind bestraf en vir die see gesê, swyg, wees stil. En die wind het gaan lê en daar het 'n groot stilte gekom. Toe sê hy vir hulle, waarom is julle so bang? Hoe het julle dan geen geloof nie? En 'n groot vrees het hulle oorweldig en hulle het vir mekaar gesê, wie is hy tog, dat selfs die wind en die see hom gehoorsaam is? Vriende, wanneer ons hierdie gedeelte lees, is een van die eerste gedagtes wat hieruit vir my na vore kom, waaroor ek met julle wil gesels, die volgende, is dat ons nooit moet dink dat gehoorsaamheid ons sal vrywaar van storms nie. Jy het my reg gehoor. Ons moet nooit dink dat gehoorsaamheid ons vrywaar van storms nie. Die verhaal begin so, en toe dit aand geword het, op daardie dag, het Jesus vir sy disippels gesê, laat ons oorvaar na die ander kant. Jesus en sy disippels het van waar hulle was, hier aan die oewer van die see van Galilea, aan die kant van Kapernaum, het Jesus vir hulle opdrag gegee, dat hulle moes oorvaar na die land van die Gadareners, na Gadara. En Jesus gee hierdie opdrag aan sy disippels en dit is wat ons moet raak sien. En die disippels gehoorsaam 'n opdrag wat Jesus hulle gee. Die skrif sê in Markus 4 vers 36, en hulle het die skare verlaat, en hulle het Jesus net soos hy was, saamgeneem in die skuit, en daar was ook ander skuitjies by hom. So Jesus gee die opdrag, hulle moet oorvaar na die ander kant, en dan gehoorsaam hulle wat Jesus vir hulle sê om te doen. En die skrif sê hulle het Jesus geneem net soos hy was. En wanneer ons dit lees, dan wil ons daaruit verstaan dat Jesus moeg was. Hy het met mense gesels, hy het leringe aangebied, sy dag was vol en gelaai gewees, en Jesus was moeg en hy was uitgeput gewees, en hulle het hierdie moe Jesus, hierdie persoon wat so 'n vol dag gehad het, was saam met hulle gewees. En toe Jesus in die skuit klim, toe hulle oorgevaar het na die ander kant, het Jesus gaan lê om te rus. Dit maak vir ons heeltemal sin. En dan sê die skrif vir ons in Lukas 8 vers 23,
wat oor dieselfde verhaal handel, dat Jesus het aan die slaap geraak terwyl hulle besig was om te seil, terwyl hulle besig was om van die een kant na die ander kant te beweeg, of te vaar. En dan gebeur dit. Markus 4 vers 37. En 'n groot stormwind het opgekom, en die golwe het in die skuit geslaan, sodat dit al vol wou word. En dit was nie sommer enige storm nie, dit was 'n woeste storm gewees, wat die disippels deurgegaan het. Dit was so 'n erge storm gewees, dat hulle vir hulle eie lewens gevrees het. Markus 4 vers 38 sê, dat hulle waarneming van hierdie storm was van so 'n aard, dat hulle gesê het, hulle was seker dat hulle besig was om te vergaan. Nou hier is wat jy en ek moet raak sien. Jesus sê vir sy disippels, hulle moet oorvaar na die ander kant. Dan doen die disippels wat Jesus hulle gevra het. En terwyl hulle besig is om te doen wat Jesus van hulle gevra het, steek daar 'n woeste storm op. Miskien is dit wat jy op die oomblik ervaar. Miskien is dit waardeur jy op die oomblik gaan. Jy weet dat jy gehoorsaam was, jy weet dat jy die regte ding doen of gedoen het, jy weet dat jy die regte besluit geneem het. Trouwens, jy het so groot stuk vrede gehad oor die besluit wat jy geneem het, en toe ewe skielik steek daar 'n storm op. Ewe skielik verander die omstandighede tot so 'n mate dat jy wonder of jy dit gaan maak. Jy wonder nie net of jy dit gaan maak nie, dit voel vir jou asof die Here slaap. Asof hy nie bewus is van dit wat jou bedreig en asof hy nie weet waardeur jy gaan nie. Dit voel vir jou letterlik soos die disippels op daardie dag in daardie storm beleef het. Dit voel vir jou ook so, asof Jesus slaap, terwyl jy deur hierdie enorme storm, hierdie moeilike omstandighede gaan. En wat jou verbuister is die feit dat jy gehoorsaam was, dat jy gedoen het wat reg was, en nogtans hierdie storm. En dan lees ons in Markus 4 vers 38, maar hy was agter op die skuit aan die slaap op die kussing, en hulle het hom wakker gemaak en vir hom gesê, Meester, gee U nie om dat ons vergaan nie. Nou as ek die verhaal lees, en ek sien hulle het hierdie storm waardeur hulle gaan, ek lees dat die skrif sê, hulle was oortuig daarvan dat hulle gaan vergaan, dan dink ek nie, hulle het Jesus saggies wakker gemaak en vir hom gesê, Jesus, ekskuus tog Jesus, jammer ons weet U is verskriklik moeg, want U het 'n baie besige dag agter die rug gehad, maar hier's 'n storm, en dit wil vir ons lyk asof ons gaan vergaan nie. Ek dink nie dis wat daar gebeur het nie. In die angs wat hulle beleef het, en as ek jy die skrif lees, dan dink ek het hulle Jesus wakker geruk en hom geskud en gesê, Meester, gee U nie om dat ons vergaan nie. Ek lees daarin, wanneer ek dit lees, asof daar 'n verwyt was, wat daar in hulle stem was, en in die woorde was, wat hulle teenoor Jesus geuiter het. Sien, en die vrees wat hulle beleef het, was vir hulle so enorm groot, dit het hulle so oorweldig, dat hulle perspektief verloor het, en in daardie oomblik het hulle gesê wat regtig in hulle harte aangaan. Vir 'n oomblik het hulle vergeet van alles wat hulle al gehoor het, Jesus gesê het, en wat hulle al gesien het, Jesus gedoen het. Op daardie oomblik, vriende, was die storm vir hulle groter gewees as die getuienis van wat hulle reeds van Jesus Christus gehad het. Vir 'n oomblik het hulle vergeet dat Jesus se opdrag ook lewegewende inhoud gehad het. Want Jesus Christus het ook baie duidelik in die opdrag wat hy hulle gegee het, die bestemming duidelik gemaak, want hulle moes oorvaar na die ander kant. Maar in die storm wat hulle beleef het, in die storm waarin hulle was, het hulle vergeet wat Jesus se opdrag was en wat die inhoud van sy opdrag was, en in daardie storm, in daardie oomblik, verloor hulle visie en verloor hulle koers en raak hulle oorweldig deur die storm. Een van die kommentare wat ek gelees het omtrent hierdie gebeurtenis die volgende geskrywe. His commandments
are always his enablement, and nothing can hinder the working out of his plans. Is dit nie 'n treffende beskrywing? Iets wat jy en ek moet onthou. His commandments are always his enablement, and nothing can hinder the working out of his plans. Dan gaan die persoon verder en hy skrywe, he did not promise an easy trip, but he did promise a guaranteed arrival at their destination. Ek wil julle vandag bemoedig, ons moet bemoedig word deur hierdie woorde en ook wat ons in hierdie verhaal sien, dat ten spyte van die storm wat daar beleef word, alhoewel hulle gehoorsaam was aan die opdrag van Jesus en besig was met die uitvoering van dit wat Jesus vir hulle gevra het die opdrag wat hy gegee het, reeds ook die bestemming daarby inbegrepe gehad. En daarom sien ons dan nou hoe die verhaal verder uitspeel en word dit vir ons al hoe meer van 'n groter bemoediging. Ons sien Jesus tree op, Markus 4 vers 39. En hy het opgestaan en die wind bestraf en vir die see gesê, swyg, wees stil. En die wind het gaan lê en daar het 'n groot stilte gekom. Sien julle wat hier gebeur het, vriende? Jesus tree met autoriteit op, hy bestraf die see, hy sê vir die wind om te swyg en dadelik het die storm opgeklaar. Ek wonder wat het die mense wat almal in daardie storm was beleef, hoe het hulle dit ervaar? In een oomblik hierdie geweldige storm en in die volgende oomblik van tyd geen storm. Geen stormwind, geen geweldige golwe nie, onmiddellik 'n totale verandering in die omstandighede. Wanneer ons hierdie verhaal lees, dan sien ons 'n sterk storm word gestuit deur 'n stormsterk Jesus. Ag, ek wil dit herhaal. 'n Sterk storm word gestuit deur 'n stormsterk Jesus. Ek het dit so geniet toe ek hierdie woorde gelees het oor wat hier gebeur het. Winds and waves synchronized in a sublime symphony of solemn silence. Something comparable to an evening stillness of the starry heavens settles upon the waters. Suddenly the surface of the sea had become smooth as a mirror. Is dit nie 'n treffende beskrywing van wat daar gebeur het nie? Wanneer ons na die manier kyk waarop Jesus die wind en die see aangespreek het, was dit kenmerkend gewees van hoe Jesus duiwels uitgedryf het. So sien ons byvoorbeeld in Markus 1 vers 25 het Jesus presies op dieselfde manier opgetree. Presies op dieselfde manier 'n bestraffing uitgespreek by die besetene van Kapernaum. Vriende, as ek dit so lees, dan sien ek baie duidelik dat Jesus in hierdie storm die vyand, die duiwel en sy bose werke geïdentifiseer het. Want julle sien, Jesus was op pad na die land van die Gadareëners en daar sou hy die besetene van Gadara bevry het, volgens Markus 5 vanaf vers 1 tot vers 20. En dit wil vir my lyk of, as ek hierdie verhaal lees en die manier hoe Jesus hierdie storm hanteer het, of dit is wat dalk gebeur het. Die magte van die duisternis het gemerk dat daar van die oorkant af 'n groot lig besig was om in hulle rigting te seil. En daarom het hulle hierdie storm rondom Jesus en die disippels laat veroorsaak in die hoop dat Jesus Christus en sy disippels deur hierdie storm doodgemaak sou word of minstens ontmoedig sou word om verder te seil en eerder sou omdraai en teruggaan na die kant van Kapernaum. Maar die storm het Jesus beslis nie in sy voorneme gestuit nie. Jesus het met autoriteit opgetree en die storm bestraf en beveel om stil te word. Maar dan merk ek iets so kenmerkend van Jesus Christus op. En dis die manier hoe hy dan met sy disippels werk.
Jesus se deernis teenoor hulle is vir my so kosbaar, sy genade, sy barmhartigheid en sy geduld met sy disippels. Want dan lees ons in Markus 4 vers 40, Jesus vir sy disippels sê, waarom is julle so bang? Hoe het julle dan geen geloof nie? Merk julle op dat Jesus anders met sy disippels gesels, ten spyte van die feit dat hulle nie geglo het nie, ten spyte van die feit dat vrees hulle oorweldig het in daardie oomblik? Merk julle op dat Jesus anders met sy disippels praat? Jesus het die storm bestraf, maar met die disippels gesels. Jesus het die storm beveel, maar sy disippels gevra. Julle sien vriende, Jesus werk anders met stormgetuisterde mense. Jesus storm nie op hulle af met woorde en Jesus antwoord nie hulle verwyt van wie hulle vrees met 'n verwyt nie. Jesus praat met sy disippels. Dit herinner my aan 'n geleentheid so 'n paar maande terug waar ek en Boeta 'n praatjie bygewoon het vir pa en seuns en ons het dit baie geniet. Die trip na hierdie plek toe was lekker en om saam te wees en tussen 'n klomp ander manne en seuns en vriende te wees was regtig wonderlik. Dit was sommer net 'n groot lekker gewees. Ons het ook lekker geëet, dit moet ek by sê. Die persoon wat tydens daardie geleentheid met die paas en die seuns gesels het, een van my goeie vriende sou dit opgesom het om te sê, hy weet nou nie heeltemal of hierdie persoon begeesterd of bevoeterd is nie. Die persoon het nou nogal te kere gegaan. En teruggery huis toe, vra ek vir Boeta in die kar, ek noem hom Floy, wanneer ek met hom praat. Hom sê, Floy, wat het jy nou vandag alles ervaar? Wat wil jy vir Daddy sê uit wat jy gesien het en uit wat jy gehoor het? En ek sal Boeta se woorde hopelik nooit vergeet nie. Sy woorde was, Daddy, iemand moet vir daardie oom sê, 'n mens skree nie op stikkende mense nie. Kan ek dit net weer herhaal, want ek dink dit is so belangrik. 'n Mens skree nie op stikkende mense nie. Sien, Jesus Christus het nie geaarsel om die probleem van sy disippels se gebrekkige geloof aan te spreek nie. Hy noem dit self klein geloof as ons byvoorbeeld gaan kyk na Matteus se weergawe van hierdie verhaal. Jesus skroom nie om dit aan te spreek nie, maar hy doen dit op 'n waardige wyse. Hy doen dit op so 'n manier dat die disippels sal luister en dat dit vir hulle ook ten spyte van daardie storm 'n leeroomblik sal wees. In my eie lewe beleef ek dit so, wanneer ek deur 'n moeilike tyd gaan, 'n storm beleef en ek soms vra en verward voel en in daardie oomblik wonder hoe dinge gaan lyk en ek oorweldig voel deur die omstandighede, die dinge waardeur ek gaan, hierdie storm wat ek ervaar. En ek net rustig word en ook stil word terwyl ek die woord van die Here lees en ek sien uit die woord van die Here uit dat daar woorde is wat tot my spreek en dat dit my rustig maak en my kalm maak. Dan beleef ek dieselfde as wat Jesus teenoor sy disippels gedoen het, toe hy met hulle gesels het. Die woord van die Here bring in my 'n tipe kalmte. Dit is asof ek hoor dat Jesus vir my ook sê, waarom is jy bang? Hoekom glo jy nie? Sien, deur die woord van die Here, die manier hoe Jesus met ons werk, word ons versterk ten spyte van ons storm. Sien, toe hierdie storm nou tot bedaring gekom het, Jesus dit tot bedaring beveel het en hy so mooi met sy disippels gewerk het en in daardie oomblik met hulle gesels het oor hulle geloof, dan lees ons in Markus 4 vers 41 en 'n groot vrees het hulle oorweldig. En hulle het vir mekaar gesê, wie is hy tog, dat selfs die wind en die see hom gehoorsaam is? Die disippels het onmiddellik besef dat hulle in die teenwoordigheid van Godheid is. Psalm 89 vers 10 sê, U heers oor die trotsheid van die see. As die golwe hulle verhef, bring U hulle tot bedaring.
Die disippels het onmiddellik besef in wie se teenwoordigheid hulle is. Miskien het hulle ook in daardie oomblik gedink aan wat Moses en die kinders van Israel beleef het, toe hulle deur die eens magtige waters van die Skelfsee gestap het, droogvoet deurgestap het. En dan lees ons in Eksodus 15 vers 11 het Moses en die kinders van Israel, toe hulle hierdie wonder verlossing van die Here beleef het, toe sing hulle hierdie loflied: O Here, wees soos U onder die gode, wees soos U verheerlik in heiligheid, gedig in roemryke dade, een wat wonders doen. Vriende, vandag wil ek julle bemoedig, wanneer jy deur 'n sterk storm gaan, onthou wie Jesus is. Onthou wat Jesus al vir jou gedoen het. Wanneer jy dit doen, dan sal jy nie meer bang wees nie, maar sal jy stormsterk in Jesus wees. Hierdie verhaal sluit af met hierdie vraag: wie is hy tog? Dis so 'n treffende manier om hierdie verhaal, die beskrywing daarvan af te sluit. Iemand het dit so beskryf of so daaroor kommentaar gelewer. Very appropriately, the narrative ends by fixing the attention upon the person of Jesus Christ, so that everyone who reads it may give his own answer, may profess his own faith and add his own doxology. Hierdie verhaal bring jou en my op 'n plek dat wanneer ons onthou wie Jesus is, wat hy al gedoen het, wat hy al in ons lewens gedoen het en bewerkstellig het, wat ons van hom vanuit die skrifte uitgeleer het, dat wanneer ons deur 'n storm gaan, ons juis deur die onthou van wie hy is en van wat hy gedoen het, dat ons dan juis stormsterk sal wees, ten spyte van die sterk storm waardeur ons gaan. Vandag wil ek jou bemoedig, onthou wie Jesus is. Wanneer jy deur hierdie storm gaan en jy nie weet watter kant toe en jy nie weet hoe om dit te hanteer nie, onthou wie Jesus is. Wanneer jy onthou wie Jesus is, sal daar ook 'n loflied in jou opstaan, 'n loflied in jou oprys en sal dit weer klink en sal dit die getuienis dra dat dit die Here is wat jou stormsterk maak. Dis my gebed vir jou en vir julle wat hierna luister, dat dit ook julle ervaring van Jesus is. Dat 'n stormsterk Jesus met 'n sterk storm praat en ons uit sy voorbeeld geleer word hoe om stormsterk te wees. Mag dit vir jou ook die waarheid wees. Kom ons bid saam. Jesus, dankie dat ons by U kan leer om met die storm te praat. Dankie dat ons by U kan leer dat wanneer daar sterk storms is, ons in U stormsterk kan wees. Ons dankie daarvoor in Jesus se naam. Amen.